Die Heilige Gees as lewegewer, gebaseer op R.C. Sproul se Crucial Questions reeks. In hierdie gedeelte kyk ons na een van die mees fundamentele rolle van die Heilige Gees. Hy is die bron van lewe. Ons bely dit selfs in die geloofsbelydenis van Nicea, wanneer ons sê, en in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hierdie lewend maak gebeur op twee vlakke. Eers in die biologiese skepping en daarna in die geestelike herskepping. Die deurslaggewende teks vir hierdie tema is Johannes 6 vers 63. Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Daar is 'n belangrike onderskeid tussen die biologiese lewe en die geestelike lewe. Aan die begin het God die asem van die lewe in die mens geblaas. Sonder die Gees is ons bloot stof. Elke asemteug wat jy vandag gee, is 'n geskenk van die Gees. Maar as gevolg van sonde word ons geestelik doodgebore. Ons het 'n hartklop, maar ons gees is dood vir God. Net soos die Gees lewe in die fisiese skepping gebring het, werk hy ook om ons geestelik lewend te maak. Ons noem dit wedergeboorte. Die wedergeboorte is die werk van God, die Heilige Gees. Net soos wat Jesus vir Nikodemus verduidelik, as hy sê, die wind waai waar hy wil. Ons beheer nie die Gees nie. Hy is die een wat ons harte kom verander, sodat ons in Christus kan glo. 'n Dooie mens kan homself nie opwek nie. Dit verg die kragtige, lewegewende roep van die Heilige Gees om 'n sondaar uit die graf van sonde te roep na 'n lewe in Jesus Christus. Die Heilige Gees is nie net 'n helper nie. Hy is die lewegewer. Sonder sy werk sou ons vir ewig geestelik dood gebly het. As jy vandag 'n liefde vir God het, is dit die direkte resultaat van die Gees wat sy lewegewende asem in jou siel geblaas het. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Gees, ons dankie dat U ons geestelike doodsheid verbreek het en vra dat U ons elke dag sal vul met U lewe, sodat ons tot eer van die Vader kan leef. Amen.